Reg, los op vir x met wortels. Dit is ietsie wat ek nou net nou die dag by 'n paar matrieks gesien het, is daar's 'n vangplekkie wanneer jy vergelykings oplos en ons wortels in die vergelykings, is daar 'n klein vangplekkie, jy moet jou antwoorde toets, reg. So ek vir graad 11s en 12s is hierdie dan nou net let net op as jy vergelykings oplos waarin daar wortels is, hoe werk die metode en let net op dat jy jou antwoorde moet toets. Reg, so kom ons kyk gou-gou na hierdie. Hierdie was 'n vraag wat ek uit 'n vraestel uitgekry het waar ek hierdie twee vergelykings het. Ek het nie die sketse geteken nie van funksies. So hierdie is mos nou 'n reguit lyn en hierdie is mos nou die graad 11 sal dit dalk nou nie weet nie, maar die graad 12s woorde te weet. 'n wortel is 'n inverse funksie van 'n parabool wat dan nou vir die positiewe deel van die x-as so lyk en vir die negatiewe deel van die x-as se invers lyk hy mos nou so. Ons trek as 'n reël net die een sodat hy nog steeds 'n funksie is wat 1 tot 1 is. Waar as ek nou hierdie trek, dan sal vir van my x-waardes 2 y-waardes wat nou nie 'n funksie meer is nie. Maar ons het nou nie die skets geteken nie. Hulle het gewerk met hierdie vraag en dan vra hulle iewers met hierdie twee vergelykings bepaal algebraïs die snypunte tussen hierdie twee of die snypunt tussen hierdie twee grafieke, reg. Nou algebraïs is maar net gelyktydige oplos van vergelykings. So ek gaan hierdie twee funksies basies vat wat albei y is gelyk aan x minus 4 en y is gelyk aan wortel 2x, so die twee y's wil ek net gelyk aan mekaar stel, so ek stel maar net hierdie twee vergelykings gelyk aan mekaar, reg. Soos dit. Goed, dis nie vreeslik moeilik nie. En dan gaan ek nou, as ek 'n wortel in 'n vergelyking het, wil ek daai wortel alleen kry. Goed, hy is nou hier alleen, maar as hy nie alleen is nie, as hy nou nog sê nou maar soos 'n +1 gestaan het, vat eers daai +1 oor, sodat die wortel heeltemal alleen staan aan een kant. En dan as ek dit gedoen het, as my wortel alleen staan, dan wil ek graag aan albei kante gaan kwadreer, dan val die wortel weg. Goed, maar hierdie kwadraat skep nou twee grondantwoorde waar daar net een was. So dit is hoekom ek my antwoord moet gaan toets. As ek nou -3 vat en ek gaan kwadreer dit, dan skep ek 9, maar die wortel van 9 kan +3 of -3 wees. So ek skep twee grondantwoorde waarvan net een nou noodwendig my antwoord is, wat -3 was, die oorspronklike funksie. So, as ek gaan kwadreer, dan moet ek onthou, die oomblik as ek kwadreer in 'n vergelyking om wortels weg te kry, dan moet jy jou antwoorde gaan toets. Goed. So nou hierso gaan kwadreer ek nou maar net x minus 4, so ek maal hierdie hakkie met homself, dan word dit x kwadraat minus 4x minus 4x is minus 8x en minus 4 maal minus 4 is plus 16. En hierso wortel kwadraat val ons nou maar net weg, dan se 2x. Goed, so nou het ek x kwadraat minus 8x plus 16 is 2x, vat daai 2x oor, dan het ek 10x, en nou wil ek net hierdie ouetjie gaan faktoriseer. Ek gaan hom somme, ek sien somme nou dadelik 8 en 2 gee vir my 10. Jy behoort te kan faktoriseer, maar 8 en 2 gee vir my 10 en dan minus 8 maal minus 2, dat is hy. So x is 8 of x is 2. Goed. Nou wil ek net gou-gou gaan kyk na my antwoorde. So nou gaan vat ek my oorspronklike funksie wat x minus 4 was die linkerkant. Ek gaan nou eers die linkerkant en die regterkant toets en ek gaan nou eers dit toets vir x gelyk aan 8. Goed, so my linkerkant is dan nou 8 minus 4 wat 4 is. En my regterkant is wortel 2 maal met 8 wat wortel 16 is en dis ook 4, so dis reg. Goed, en hulle is eintlik gelyk aan mekaar. Kom ons toets gou vir 2. As x 2 is, dan is my linkerkant is x minus 4, so 2 minus 4 is minus 2
en my regterkant is wortel van 2 maal met x wat nou in hierdie geval 2 is en dis wortel 4 wat 2 is. Goed, en hierdie tweekies is nou nie gelyk aan mekaar nie. So dis is x gelyk aan 2 nie 'n geldige oplossing nie. Ek gaan maar net sê nie geldig. En dan uit dit uit is dan nou net my antwoord is dan nou net 8. Dis nie 2 nie. Goed, dis net 8. Goed, nou hierdie was nou 'n vraag wat gevra die snypunt, so dan nou net om die y-waarde te kry van daai snypunt van 'n koördinate waarmee ek hier werk. In hierdie spesifieke vraag wil ek die y ook kry. Kan jy in enige vraag gaan instel, dis 4. Ek het dit hier eintlik klaar uitgewerk ook. Is dit 4? So die snypunt tussen hierdie twee grafieke gebeur by 8, 4 en dan nou nie by 2 minus 2 of 2, 2, dit is nou nie 'n geldige oplossing nie. Die belangrikste ding wat ek wil hê jy moet uit hierdie video uit wegvat is wanneer jy vergelykings oplos met 'n wortel en jy kwadreer om die wortel weg te kry iewers in jou bewerkings waar jy nou die vergelyking uitwerk, gaan toets jou antwoorde. Dis wat ek wil hê. Jy moet wegvat uit hierdie video uit. Maar terwyl ek nou besig is met wortels, gaan ek sommer nog 'n paar sommetjies hier uitwerk, wat 'n paar wortels bevat, net sodat jy net nog 'n paar voorbeelde kan sien, en nog 'n paar snaakse goed maar net kan sien, want ek weet nie, party van ons, as ons 'n wortel sien, dan raak ons sommer heeltemal ontsteld en benoud en ons weet nie wat om te doen nie. So, vir daai rede gaan ek sommer nou nog so paartjies net oplos. Hierso het ek nou wortel 2x plus 1 minus 3 is gelyk aan 0. Nou ek wil my wortel alleen kry, dit is maar die eerste ding. En nou, omdat ek gaan nou hier weer kwadreer, dan is dit nou net 2x plus 1 en 3 kwadraat is 9, ek kwadreer al twee kante, let op. Goed, en dan, die oomblik as ek kwadreer, moet ek my antwoord gaan toets. Ek kan sommer nou al vir jou sê, hierdie antwoord gaan nie 'n probleem wees nie, want ek het 'n positiewe wortel gekwadreer, en hierdie was 'n positiewe getal wat ek gekwadreer het, so ek is goed. Daar's nie probleme nie, maar kom ons los dit maar gou op, en as ek dit nou gaan toets, dan het ek wortel van 2 maal met x, wat nou 4 is, minus plus 1, en dit is 8 plus 1 wat 9 is, en dit is gelyk aan 3. Of kom ons sê maar, minus 3 is gelyk aan 0, en dit is dan geldig. Goed, 'n geldige antwoord. Kom ons kyk gou hier na nog enetjie. In hierdie vraag het ek nou, hierdie is 'n snaakse ouetjie, het ek nou loswortels. Nou wat ek nou vir jou gesê het nog die hele tyd, is jy moet jou wortel alleen kry en dan kwadreer. Nou kyk net gou hierso, het ek nou loswortels. Nou waar moet ek nou 'n wortel alleen kry? Goed, dis nou 'n probleem. Jy kan nie wortels bymekaar tel as dit verskillende getalle is nie. As dit gemaal was, dan kon ek maar net die getalle onder die wortel gemaal het en dit net onder een wortel gesit het. Jy kan dit nie doen met plus en minus nie. Wat jy wel kan doen, is jy kan hierdie in 'n priemfaktor vorm gaan skryf. As jy die Casio sakrekenaar model het, dan kan jy shift fact, ek gaan nou vir jou dit op die sakrekenaar wys. As jy nie die Casio het nie, dan is hierdie die manier hoe jy dit gaan doen, daai wat jy in die laerskool gedoen het, gaan deel deur priemgetalle. So ek gaan deel hierdie getal deur priemgetalle, so dis wortel 2 tot die mag 5 en 18 gedeel deur 2 is 9, gedeel deur 3, as sy 18 is 2 maal met wortel 3, 2 maal met 3 kwadraat. Goed, ek gaan nou net eers dit doen. As jy met wortels werk,
wortels en eksponente en jy weet nie wat om te doen nie, gaan skryf die getalle in hulle priemfaktorvorm. Priemfaktorvorm, hierdie laerskool dingetjie. As jy hierdie Casio sakrekenaar model het, dan kan jy gaan druk 32. Dis belangrik dat jy eers druk is gelyk aan dat die 32 daaronder is en dan druk jy shift fact, hy sit daarsom. Daar staan fact net so bo die knoppietjie. Dis die enigste sakrekenaar wat dit kan doen, die ander sakrekenaars op die mark kan dit nie doen nie. En dan gee hy vir jou 2 tot die mag 5. Reg, of 18 is gelyk aan shift fact, dan gee hy vir my 2 maal 3 kwadraat. Reg. So as jy hierdie sakrekenaar het, hy kan priemfaktorvorme doen. Sover ek weet, is daar nie nog 'n sakrekenaar op die mark wat dit kan doen nie. So as jy nou nie dit het nie, dan moet jy dit nou maar so met die hand gaan doen. Reg. En dan gaan haal ek nou net daar, kan ek 2 tot die mag 4 gaan uithaal as 2 kwadraat. Die wortel van 2 tot die mag 4 is 2 kwadraat, so dit gaan haal ek uit, dan bly daar nou nog 1, 2 onder die wortel oor. En hierdie 3 kwadraat se wortel is 3, daai 2 bly nou maar daar onder die wortel. Reg. So nou kan ek dit so vereenvoudig, hierdie is maar net 4. Goed. En wortels kan jy soos x'e en y's bymekaar tel. Soos wat ek so gesê het, 4x plus 3x is 7x, kan ek sê 4 wortel 2 plus 3 wortel 2 is 7 wortel 2. Reg, so wortel x is gelyk aan 7 wortel 2. Hierdie is 'n bietjie 'n snaakse ding. Reg? En dan kwadreer ek. Goed, so nou kan ek beide kante kwadreer. Daai kwadraat is maar net x en hierdie kwadraat kwadreer al twee. Goed, is die 7 kwadraat is 49 en wortel 2 kwadraat is 2. Reg? Nou dis 98. Ek gaan net toets met my sakrekenaar ook. 49 maal 2 is 98. So x is 98. Reg. En dan gaan ek nou net gou-gou daar toets sommer met my sakrekenaar. Reg, toets. Die linkerkant wortel 98 is gelyk aan, en dit gaan ek sommer op met my sakrekenaar doen, 9,899. En regterkant gaan ek op met my sakrekenaar doen, wortel 32 plus wortel 18 is gelyk aan 9,899. 9,899, so dis geldig, reg. Maar gewoonlik as jy net een antwoord kry, dan sal daai een antwoord geldig wees. As jy 2 antwoorde kry, dan gaan daai 2 antwoorde nou nie noodwendig geldig wees nie. Reg. Nog een laaste enetjie, dan maak ek klaar met hierdie video. Maar dit is maar die prosedure met wortels, as jy wil die wortel alleen kry en om kwadreer. Hierso is nou ietsie ingewees waar jy nou eers die wortels bietjie moes verwerk om actually te kan kwadreer. Kom ons kyk gou-gou na hierdie vraag. Hy sê wortel van 9a kwadraat plus x kwadraat is gelyk aan minus 5a is gelyk aan 0. Goed. Okay, so nou ek wil hierdie wortel alleen kry. Dit is hoekom ek nou sommer amper outomaties voordat ek die som afgeskryf het om sommer amper so skryf, dan kwadreer ek beide kante. So dis dan 9a kwadraat plus x kwadraat is gelyk aan 25a kwadraat. Goed, en ek het gekwadreer, so ek moet gaan toets. Ok, nou gaan ek maar hierdie 9a kwadraat oorvat. Nee, kom ons bring alles een kant toe. So ek het x kwadraat, 9a kwadraat minus 25a kwadraat is minus 16a kwadraat is gelyk aan 0. Goed, en as ek hierdie nou gaan faktoriseer, dan het ek x minus 4a, x plus 4a is gelyk aan 0, wat beteken x is gelyk aan 4a of x is gelyk aan minus 4a. Goed, nou kom ons gaan toets gou-gou, hier is nou net 'n linkerkant, so kom ons gaan toets 4a as 'n antwoord. X is gelyk aan 4a, so dan sit ek nou daar in x in 4a. Goed, so dit is dan nou wortel van
9a kwadraat plus x kwadraat minus 5a. X is nou in hierdie geval 4a en dit is dan nou 9a kwadraat plus 16a kwadraat. So dis 25a kwadraat minus 5a en dit gee vir my 5a minus 5a wat 0 is, so dis geldig, reg? En kom ons toets gou minus 4a is 'n antwoord. So ek het 9a kwadraat plus minus 4a kwadraat minus 5a en dan het ek, hierdie is ook maar 16a kwadraat, so dis ook 25a kwadraat minus 5a en dit is ook 5a minus 5a wat 0 is, so dis ook reg. Goed, so hierdie twee antwoorde is albei geldig en dan laat ek dit daar. Asseblief mense, as jy kwadreer, gaan toets jou antwoord. Reg. Ek het nou gesê ek's klaar, maar ek sien nou hier nog een vraag wat regtig vir my cool lyk en ek wil dit net graag doen. So ek gaan dit ook gou sommer vir jou wys. As jy nou die idee het, is dit alright, maar vir die van julle wat gou hierdie wil kyk, hierdie is nogal 'n interessante vraagie. Ek hou van sulke goed. Dis vir my so awesome. Reg, hierso is hierdie vraagie. Nou kyk gou, hy lyk, kan jy sien, hy lyk soos 'n kwadratiese vergelyking, behalwe dat ek nie x kwadraat het nie, ek het x en ek het nie x nie, ek het wortel x. So, eintlik is hierdie nou net 'n kwadratiese vergelyking met, in plaas van x het ek net wortel x en dan nou wortel x kwadraat is x. So ek gaan hom net faktoriseer soos asof daar gestaan het. As daar gestaan het x kwadraat minus 3x minus 10, dan sou hierdie mos nou gewees het x minus 5, x plus 2 is gelyk aan 0, nee. So dan is dit nou, laat ek net gou kyk, minus 5x plus 2x, jep, dis reg. En dan is x nou 5 of x is minus 2. En dan gaan nou presies dieselfde doen, maar net in plaas van x het ek nou wortel x. Reg, so ek gaan presies dieselfde doen. Ek gaan vat die faktore van 10. Wat ek aftrek om 3 te kry is 5 en 2. So ek het nou net wortel x in plaas van x. Dis awesome, nee? En dan werk ek nou met 5 en 2, my tekens verskil, die grootste een is negatief. En dan is wortel x gelyk aan 5 of wortel x is gelyk aan minus 2. Goed. Nou, kan jy dit gaan toets, kom ek kwadreer net eers gou beide kante, so x is gelyk aan 25 of x is gelyk aan 4, reg, maar nou as ek dit gaan toets, kom ons gaan toets x gelyk aan 25, dan het ek 25 minus 3 wortel 25 minus 10, en dit is gelyk aan 25 minus 3 maal 5, en dis 15, minus 10, en dit is gelyk aan 0, en dit werk. Goed, kom ons toets gou x gelyk aan 4. Ok, so ek het 4 minus 3 wortel 4 minus 10, en dit is gelyk aan, ek gaan net so 'n lyntjie tussen trek, 4 minus, wortel 4 is mos nou 2, 3 maal 2 is 6, minus 10, en dit gee vir my minus 2 minus 10 is minus 12, wat nie gelyk is aan 0 nie, so daai ouetjie is nie geldig nie, reg. Wat beteken, dis x is 25. Goed. So daarso is losop vir x met wortels en ek hoop jy voel nou 'n bietjie gemakliker oor dit.